ontdek die waarheid van die Bybel, die boek Spreuke deel 153. Ek is professor Hans Reslinghuis van die Eerste Gemeente van Jafashua Suid-Afrika, Victoria, Montana, ook internasionaal. Sou jy belangstel in enig van my boeke wat ek geskryf het, ek dink onder andere aan die 2 sleutels tot die boek van Openbaring, dik A4 boek, so 460 bladsye. Een van die boeke wat die meeste gebruik word in ons land wanneer dit kom by die Openbaring studies. Kry hom. 25 jaar se navorsing, nie skryf nie, maar 8 jaar gevat om te skryf. 25 jaar se navorsing. Kontak ons by die webtuiste nommer 0722 367 124. Ek sê webtuiste, WhatsApp, ek is jammer. WhatsApp nommer 0722 367 124. Gaan na my webtuiste toe, https:// Jafashua AAHVAHSHIA.co.za. As jy die eerste keer as jy na die reeks kyk, is verskriklik welkom, maar ongelukkig moet jy teruggaan na deel 1 toe en reg voor begin, het reeds 'n magdom inligting verloor. Uiters noodsaaklik om in te teken of soos die Engelsman sê, subscribe, sodat jy die verskillende kennisgewings kry van die YouTube kanaal af, van al ons YouTube boodskappe, as ook ons TikTok boodskappe. Deel ook die kontak met die vriende en kennisse. Dis lewensveranderend, glo my, lewensveranderend. Skryfblok en pen is 'n moed, en sommer 'n seatbelt of 2, want baie keer is daar maar 'n skok. Kom ons bid saam. Baie dankie vanmôre, Vader Jaffa, dat ons in die naam van Jafashua as bruid van Jafashua by mekaar kan wees. Dankie vir die voorreg dat ons deur die geopenbaarde woord geleer kan word, en dat dit 'n impak het in elkeen van ons se lewens, Vader. Dankie vanmôre vir elke volbloed Jafis, man en vrou, elke jong mens, kind en kleuter. Dankie vir huisgesinne wat Jafiste is, Vader. Dankie vir ouers wat hulle kinders opvoed in die Jafistiese bediening. Dankie vir elkeen wat besig is met Bybelstudie, waar hulle ook al is in die land en in die wêreld. Seën die woord vanmôre, gee vir ons ontvanklike sielsdimensies en ore om te kan hoor wat U vir ons wil sê, geestelik. Ons bid dit in die mooiste naam. Die naam Jafashua, die naam bo elke ander naam. Volk van Jaffa sê halleluja, halleluja. Baie welkom by Ontbyt met Prof Hannes. Ek vertrou dat volgens 'n studie vir u 'n wonderlike geleentheid gaan wees, en dat dit vir u die moeite werd sou gewees het om te sit en kyk en luister en u self verryk het in die bonatuurlike woord van Jaffa. Verskoon my, ek het nou net een van hierdie lawwe haartjies nou weer in die neus. Dit is nou ongelukkig een van daai goed wat jy nou net niks aan kan doen nie. Hulle is maar daar. Ons is tans besig met die boek Spreuke. Ons is by Spreuke 12 vers 15. Hy sê die weg van 'n dwaas is reg in sy eie oë. Jy sal nooit 'n dwaas kry wat dink hy's verkeerd nie. Hy kan hoe verkeerd wees. Hy kan weet hy's verkeerd. My ouma het 'n sêding, of wel, my ouma het vir ons 'n sêding geleer, 'n boeresêding. Hy het gesê hy sal stry tot sy tongetjie by sy mond uithang. Hy weet hy's verkeerd. Hy weet hy het gesteel. Hy weet hy het gefouteer. Maar hy kan en wil dit nie erken nie. Waar ons as Jafiste en bruid van Jafashua, as ons 'n fout gemaak het, dan sê ons, sorry, ek het 'n fout gemaak. Ek het in my lewe al hoeveel kere gesê sorry, ek het 'n fout gemaak, ek het nie geweet nie.
Maar daar is mense in die samelewing wat nie kan glo, hulle kan 'n fout maak. En dit is een van die eienskappe wat Lucifer uit die hemel uit laat val het. Hoogmoed, om te sê ek kan nie 'n fout maak nie, is 'n gees van hoogmoed. En hoogmoed het Lucifer uit die hemel uit gekry en sy naam verander gekry van Lucifer na Satan toe, die vader van die leuns, tesame met sy demoniese engele. Ons is ook besig met die boek Henog op die oomblik. U moet na die reeks oor die boek Henog luister. Ek dink nou, terwyl ek praat oor Lucifer wat uit die hemel uit gewerp is, die stelling wat hulle kom en sê, daar het net 200 engele uit die hemel uit gewerp en 20 van hulle was leiers gewees. Ek het die name laasweek hanteer en so aan. So ek wil u aanmoedig, luister na die reeks op YouTube oor Henog, waarheid of leuns, begin by deel 1. Nou ja, die roog bring dit maar net so op en verbygaan. Die weg van 'n dwaas is reg in sy eie oë. Soos ek sê, jy kry nie 'n dwaas wat sê ek is verkeerd nie. En weet jy wat, jy kan gaan kyk, waar is die ouens hulle self vasgeloop? As jy gaan kyk na die tronke, hoe vol is die tronke? Dis die produk van 'n dwaas se dwaasheid van sy eie oë. Hy kan nie glo hy is verkeerd nie. Maar die wyse luister na raad. Hy luister na die raad van 'n dwaase nie. Want as jy maar net so stupid, dis nie wat hy sê nie. Maar die wyse luister na raad van Javiste, of iemand anderster wat in die bediening is, of iemand wat deur die lewe geskool is al, en wat die vrugte van die roog het. Ek wil nie na 'n dwaas luister nie. Hoe kan ek? Hoe kan ek na 'n dwaas luister? Hoekom? Hy sal my net dwaase advies gee. En die woord sê, alles wat die dwaas ding sê, is reg in sy oë. Hy kan nie glo hy kan 'n fout maak nie, dis nie hy daai nie. Maar die wyse luister na raad. En ek wil sê, van die Ruach HaKodesh. Ons ore moet ingestel wees om fyn te luister wat die Ruach vir ons sê. Wanneer die Ruach HaKodesh met ons deel, ons moet ingestel wees. So onthou die laasweek of die week tevore het ek gepraat van wanneer jy gitaar instel, daai snare moet presies gefine-tune wees. Want 'n musikant wat daar sit en jy om een keer as jy in die C slaan of in die F druk of in die G druk, as jy hom slaan, dan kan iemand anders wat musikaal is onmiddellik hoor, daai gitaar is uitgestel. En dis hoekom as ons raad en ons inligting kry uit internetbronne, en ek sê nie al die internet is verkeerd nie, daar is goeie goed, daar's goeie artikels daar. Maar ek moet weet waar om te soek en wat om te soek. Maar wanneer ek ingestel is om my raad van 'n goddelose te kry, dan kan jy seker wees, watter raad gaan jy kry? Goddelose raad. Jy gaan verkeerde raad kry. En wanneer jy by iemand raad soek, moet jy kyk na sy track record of haar track record. As jy inligting soek hoe om 'n besigheid te bestuur, dan wil jy nie met iemand praat wat al 5 keer bankrot verklaar is nie. Dis nie 'n goeie track record nie. Alhoewel partykeer is daar dinge wat gebeur het, soos ons eie lewens nou die laaste keer met die kredietwet 15, 16 jaar terug, nie ons wat dit geskep het nie, is die regering. Maar ons moes dalk voor die tyd anders opgetree en sekere uitbreidings en ontwikkelings nie gedoen het nie. Ons het nie geweet nie. Maar jy wil nie na die raad van 'n dwaas luister nie. Hoekom? Hy en sy gaan jou net dwaase raad gee. En dan sit so af.
Die weg van 'n dwaas is reg in sy eie oë. Maar die wysste luister na raad van die Ruach HaKodesh. Halleluja. Dit is mooi. Dit is so mooi. Die dwaas laat sy drif op die daad bekend word. Kyk, as 'n dwaas kwaad word, dan spoel dit oor sy lippe. Hulle vloek sulke rympies. Weet jy hoekom? Eerste dink hy daardeur impress hy jou. Tweedens dink hy deur so vuil taal te gebruik, skrik hy jou af. Of hy dink hy skep vir homself 'n beeld van I'm the strong one. En in die tussentyd sit sy dwaas. Hoekom? Sulke railway perskietjies, klein ronde geel perskietjies, as hy nog gesteek deur 'n per by. Die dwaas laat sy drif op die daad bekend word. Weet jy hoekom? Want hy kan nie sy mond beheer nie. Hy kan nie sy sielsdimensie beheer nie. Hoekom? Want hy het die Ruach HaKodesh geban uit sy lewe uit. En omdat die Ruach HaKodesh geban is uit sy bestaan as mens uit, is hy gevul met die saad van die Satan. Hy is gevul met die emosies van die Satan. En daarom kan jy dit sien. 'n Dwaas op die onmiddellike oomblik, wanneer hy vir hom iets sê, hy dink nie eens oor dit nie, onmiddellik spoel die vloekwoorde en die vervloeking en die tipe goed. Hoekom? Dit lê vlak in sy sielsdimensie, in sy gedagtes. En dis hoekom ek en u elke dag Jahwe moet dank, dat ons hom deel van ons bestaansreg en ons bestaanslewe deel wil hê. Ek wil nie my lewe hê anders as met Jahwe en Jahweshua en die Ruach wat daarin deel nie. Wat die anker is van my lewe en my leefwyse. Ek wil dit nie anders hê nie. Ek glo nie u wil dit anders hê nie. Die dwaas laat sy drif op die daad bekend word. Ek het nou die een aand laat, dit was baie laat, toe het hulle een van hierdie programme oor see, waar die polisiekarre die ouens so jaag en alles, met die kamera wat aan is. Toe kom daar 'n ou, een van die mense het iets gedoen, ek weet nie eens wat hy behoorlik gedoen nie. Toe klim daai ou uit met 'n baseballbat, toe slaat hy daai ou se vensters en sy windscreen voor sy ry in. Hy het daai hele kar se vensters stukkend geslaan. Net omdat die ou, ek dink hy het van een baan na 'n ander baan gaan sonder om sy flikkerig aan te sit. Maar daai ander ou wat die slaanwerk gedoen het 'n baie kort lont gehad. Sy drif, hy was op die plek onmiddellik, het iemand 'n vuurtjie getrek by 'n dynamitstok en toe blaas hy. En ons moet waak teen die goed. Laat ons nie sekere emosies huisves en laat dit opbou en opbou en opbou en opbou en opbou nie. Ek sê altyd, as daar enige emosies opbou, moet jy moet 'n uitlaatklep kry, dat daar goed uitkom. Gaan praat met 'n pastoor, gaan praat met iemand wat jou geestelike beraader of iemand. As jy voel al bou goed in jou lewe op. Daar's 'n koortjie wat sê, 'n bietjie praat met Jahweshua, maak dit reg, alles reg. Bietjie praat met Jahweshua, maak dit reg, alles reg. Daar's krag in sy bloed en die duiwel weet dit goed. 'n Bietjie praat met Jahweshua, maak dit reg, alles reg. Weet jy wat? Net daai ou koortjie kan onmiddellik my uitlaatklep oopmaak. Met hom bietjie praat. Die dwaas laat alles opbou. Opbou. Pak. My pa het eendag gesê dat as jy 'n trailer vat, 'n waantjie vat,
jy begin sementsakke op hom laai, kan jy net laai soveel as wat daai trailertjie voorgebou is. As jy veel oor hom gaan, dan breek jy sy disselboom, sy stang. Jy gaan hom breek, want die hele ding gaan net in mekaar en die gewig is te groot. En dieselfde met ons geestelike lewens. Ons moet ons beperkings ken. Ons moet ons posisie in Jahshua ken. Wat laat ons ook nie partykeer overload nie. Sê ja, maar Jahwe dra al my laste. Dit is so. Hy dra ons laste. Maar hy sê bereken ook die koste wanneer jy 'n huis bou. Gaan sit en maak jou sommetjies. Eskalasie en al hierdie goed wat bykom. Die dwaas laat sy drif op die daad bekend word. Maar die skandere verberg skande. Die bruid wil nie daar moet skande in sy huis wees nie. Daar moet skande oor sy besigheid wees en oor sy mense wees nie. So hy werk met dit onmiddellik. Op 'n manier hoe Jahshua met dit so gewerk het. In die gesindheid van die Ruach HaKodesh. Nou ja, die tyd het ons gevang. Kom ons wees vandag die beste Jahwiste wat ons kan wees. Bruid, kom ons wees bruid aan 'n verlore wêreld. Iemand daar buitekant is soekend na die lewe en ons kan dit vir hulle aanbied. Tot môreoggend. Maranatha. Jahshua kom weer. Halleluja.